Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. En ons sluit vandag af met ons reeks wat handel op die wolke van die hemel. Ons tema van vanoggend is: Die koning kom, is jy gereed? Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees Openbaring 22 vers 12 tot 17. Jesus sê toe weer: Kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodedienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeente te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môre ster. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. En dan vers 20 en 21. Hy wat dit alles getuig, sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Liewe vriende, die afgelope week het ons saam gereis uit die woord van die Here rondom die tema op die wolke van die hemel. Ons het saam 'n reis onderneem deur die groot waarheid van Christus se wederkoms. Ons het gekyk hoe hy opgevaar het op die wolke van die hemel. Ons het geleer om op te kyk, want ons verlossing is naby. Ons het onthou dat ons burgerskap in die hemel is. Ons is gewaarsku dat die koning onverwags sal kom en dat hy kom om te oordeel. Nou kom ons by die laaste toneel van die Bybel. Die Bybel eindig nie met 'n vraagteken nie, maar met 'n belofte. Nie met vrees nie, maar met hoop. Nie met onsekerheid nie, maar met die stem van Jesus self. Ja, ek kom gou. En die antwoord van die kerk deur al die eeue is: Amen. Ja, kom Here Jesus. Ons gaan vandag stil staan by 3 punte vanuit hierdie teks, wat van uiterste belang vir elke kind van die Here is. Die eerste punt is die volgende: Jesus se belofte staan vas. 3 keer in die boek Openbaring in hoofstuk 22 sê Jesus: Ek kom gou. Dit beteken nie bloot dat dit binne 'n paar dae sou gebeur nie. Dit beteken dat sy kom seker is en dat wanneer die vasgestelde dag aanbreek, dit skielik en onverwags sal plaasvind. God vergeet nooit sy beloftes nie, geliefdes. God ons Vader het beloof dat die ware Messias, die Verlosser sou kom na hierdie wêreld, en so het dit plaasgevind. Christus het nie net vir ons kom leer wat God se wil is nie. Hy het ook sy lewe vir ons gegee aan die kruis. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar. En net so seker sal hy weer kom. Die wederkoms is nie 'n simboliese idee of 'n geestelike ervaring nie. Dit is 'n werklike historiese gebeurtenis wat nog voorlê. Daarom leef die kerk nie vasgevang in die verlede nie, maar ons leef vorentoe. Ons wag op ons koning. Dan die tweede punt vir vandag. Die wederkoms is vir die gelowige 'n dag van groot vreugde.
Vir die wêreld klink die wederkoms soos 'n bedreiging. Maar vir God se kinders is dit die grootste dag waarna ons uitsien. Dan sal geloof aanskouing word. Sonde vir altyd verdwyn. Pyn heeltemal ophou. Trane afgedroog word. Die dood vernietig word. En Christus alles in almal wees. Ons grootste verlange is nie bloot om hemel toe te gaan nie. Ons grootste verlange is om Christus self te sien. Paulus sê, om met Christus te wees is verreweg die beste vir ons. Ons hoop is nie 'n plek nie. Ons hoop, liewe vriende, is 'n persoon. Wanneer hy op die wolke verskyn, sal elke gelowige uiteindelik die Here sien, wat hom met sy eie bloed gekoop het. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees nie. Dan die derde punt vir vandag. Leef elke dag gereed vir sy koms. Omdat Jesus Christus weer kom, maak dit saak hoe ons vandag leef. Johannes sluit die Bybel af met 'n uitnodiging. Laat hom wat dors het, kom. Die evangelie staan nog oop vir almal. Genade tyd is nog nie gesluit nie. Daar is nog tyd om na Christus te kom. Maar niemand weet hoeveel tyd ons nog het nie. Daarom roep die Here ons om elke dag gereed te leef. Nie in vrees of paniek nie, maar deur geloof, deur heiligmaking, deur gehoorsaamheid, deur volharding. Wanneer Jesus weer kom, dan wil ons nie skaam wees nie. Ons wil met vreugde uitroep, daar is ons God, op hom het ons gewag. Ons reeks eindig, waar die Bybel eindig, met 'n gebed. Nie 'n gebed vir 'n maklike lewe nie, maar die gebed van die kerk deur alle eeue. Amen. Ja, kom Here Jesus, kom gou. Mag hierdie woorde, liewe vriende, ook die verlange van ons harte wees. Want wanneer hy op die wolke van die hemel verskyn, sal alles waarvoor ons geglo, gehoop en volhard het, uiteindelik vervul word. Dan sal ons hom sien, soos hy is, en ons sal vir ewig by hom wees. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie mooi dag en vir soveel seëninge uit u hand. Dankie dat u altyd u beloftes nakom en uitvoer. Ons kyk uit met verwagting na die wederkoms van Jesus Christus ons Here. Help ons deur u woord en gees om waaksaam te wees, getrou te wees en gehoorsaam aan u te wees. Laat ons uitsien na daardie dag, Here, om saam met u in die hemel te wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi en geseënde dag.